Ons gaan so 'n bietjie, ons is eintlik in 'n nuwe reeks. Ons wil so 'n bietjie chat oor values. Daai is ons values. Dis ons kerk se values. En ons gaan so 'n bietjie daaroor chat en ek soos ek gesê het, ek hou van winter. Ek's mal oor winter. Ek kan nommer 1 eers lekker ding van winter, so ek kan baie nader aan my vrou lê, kry nie so warm nie. Right. So ek kan lekker nader haar lê. Ek hou daarvan. Ek kan baie kietjies aantrek. Ek kom berse wanneer jy TV kyk. Ek hou daarvan. Ek hou van die nabyheid. Wanneer dit winter is, dan is dit asof ons so naby is. En wat ek wil doen is vir die volgende 2 of 3 weke wil ek so 'n bietjie kom chat oor die values. Nou jy daai values so gekyk en sien jy, giving is derde. Moenie worry, ek gaan nie daaroor praat nie, okay? Ek het dit mos nou gedoen in my maand, het ons gepraat oor giving. So gaan nie daai ene doen nie, so jy kan ontspan oor hom, okay? So ons gaan so 'n bietjie deur die values gaan vir die volgende 2 weke. Volgende week wil ek so 'n bietjie praat oor joy, how to enjoy jou nuwe kwartaal. Dis die beste wat ek het, okay? Alraai, so ons gaan 'n bietjie dit. En as jy jouself vanmôre sien as 'n Invictory Kerk member of nog nie 'n member nie, hoekom nog nie 'n member nie, maar as jy jouself sien as 'n member en jy's deel van hierdie kerk en hierdie is jou geestelike huis, dan is dit die manier hoe ons lewe. Dis die manier hoe ons wil hê mense, wanneer mense hoor jy's in die kerk, moet hulle daai values by elkeen van ons sien. Dis hoe ek ons hart in ons huis lewe, ons daai values, in my huwelike lewe ek daai values. Dis ek en Alicia, ons lewe daai values en as mense ons sien, dan wil ek hê mense moet sien, yes, maar hierdie ou is 'n ou van prayer. Yes, hierdie is 'n ou van worship. Yes, hierdie is 'n ou wat vrygewig is. Hierdie is 'n ou vol joy. Hierdie is 'n ou vol liefde. Hierdie is 'n ou vol honor. So dis wat ons gaan doen vir hierdie volgende paar weke en die Bybel is vol values. As jy nou na die Bybel gaan kyk, die Bybel is vol values wat ons leer hoe om te lewe. Anders as die wêreld. Die values van die Bybel leer ons hoe om anders te lewe as die wêreld. Want ek weet nie of jy al agtergekom het nie, ons lewe, dink ek, in sekerlik een van die mees kritiese, afbreekende samelewing wat daar is. Mense, ek weet nie of julle social media, ons is nou obviously so 'n bietjie op vakansie en dan sit ek 10 'n bietjie meer op social media as wat ek normaalweg is. Een ou kan 'n post gee. Ek wens julle kan sien die verskriklike SMS'e wat die mense, of verskriklike comments wat die mense gee. Dan dink ek, Here help hierdie samelewing. Mees kritiese, mees afbreekendste klomp mense wat ek sê nie dis julle nie, ek sê ons lewe in hierdie samelewing. Ek meen, dis terrible. Dis terrible as jy net so 'n bietjie op TikTok is, dan gaan jy sien net hoe verskriklik lelik mense is. Dit breek my hart partykeer. En ek wil hierdie noem. Ek dink as ek en jy 'n volger van Jesus is, en as jy vanmôre hier sit en jy count jouself as 'n disipel van Jesus en jy het Jesus lief, dan is ek en jy geroep om anders te lewe. Ek en jy is geroep om 'n ander manier te lewe as die res van die wêreld. Ek en jy kan nie dieselfde doen nie as die wêreld nie. Ek en jy kan nie die ou wees wat die comment gee nie. Right, so ek hoop nou nie ek gaan vanmôre op te veel tone trap nie, maar prys die Here. Okay? Dan begin ek met 4 ouens weer kerk. Die Here is goed vir my. Alright. Ons kan nie die ou wees wat afbreek nie. Ons moet anders te lewe as die wêreld. Dis hoekom ons Christen is, dis hoekom ons Jesus liefhet. Hoor wat sê Romeine 12 vers 10. Ons gaan dit in Engels lees, want dis wat die woord wat ek soek. Be devoted to one another in love. Is julle gereed? Gaan ons dit saam lees? 1, 2, 3. Honor one another above yourself. So daar weet jy nou waar ons gaan praat. Honor, hier laaste ene. Honor one another above yourself. Dit beteken dis mense wat Christen is, en dit beteken mense wat nie Christen is nie. Dit beteken mense van wie jy nie hou nie, en mense van wie jy hou. Dit beteken jou ex-vrou. Honor one another above yourself. Dit beteken 'n ou met 'n ander kleur. Honor one another above yourself. Sien, die teenoorgestelde vir honor is dishonor. En die Griekse woord daar is die woord atimos. Wat beteken om mense net as gewoon of alledaags te sien. Dit beteken om mense minder te ag as wat hulle werklik is. Dis die teenoorgestelde. Die woord honor in ons skrifgedeelte is die woord time. Jy spel dit eintlik so time, dis die Griekse woord. Time, wat beteken om iemand met groot agting te behandel. Dit beteken om sy en haar waarde te herken vir wie hulle is. En ons is 'n kerk wat honor.
Dis kom ons een van ons values is. Ons is 'n kerk wat honor. En ons gaan, waar ons ook al is, gaan ons mense eer. Want dis presies waarvoor God ons geroep het. Kan ek hoor? Amen. Amen. So as ons in hierdie kerk is, en jy sê jy's 'n member, ek sê hierdie sodat jy genoeg tyd het om voor die volgende kwartaal 'n ander kerk te soek as jy nie wil nie. Hierdie. Ons is 'n kerk wat mense honor. En wat ek gedoen het is, ek het die woord honor in die Ou Testament en in die Nuwe Testament gaan opsoek. Al die twee, ek het die woord honor in die Nuwe Testament en Ou Testament gaan opsoek. En elke keer waar die woord honor opgekom het ek gaan vir myself gevra, hoe wil God hê moet ons honor en wie wil God hê moet ons honor? En ek het 9 punte. Don't stress, ek is 20 minute uit. Alright, so ontspan, gaan nie lank wees nie, 20 minutes. Hier is die eerste gedeelte. Die eerste groep mense wat die Here vir ons vra om te honor, is ons moet honor, eer ander mense. Ander. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 17. Sê, julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Hoor maar, julle moet alle mense, vrees God, eer die keiser. Julle moet alle mense respekteer. Dit beteken, ek en jy kan nie mense deur 'n filter sit om te besluit wie ons wil honor en wie nie. Ek en jy kan nie na mense kyk en sê, oeps, jy het 'n ander kleur, sorry, ek gaan jou nie honor nie. Oeps, ek hou nie van jou nie, ek gaan jou nie honor nie, maar ek gaan jou honor. Ons kan nie dit doen nie. Die Bybel sê, ons moet almal eer. Die persoon waarvan jy die minste hou, sê die Bybel ook moet ons eer. Ek sê nie jy moet saam met hom stem nie. Ek sê nie jy moet saam stem deur dit wat hy doen, of jy moet hom gehoorsaam nie. Ek sê jy moet hom honor. Wat beteken dit? Om hom met waarde te hanteer. Om hom met groot agting te sien. Om sy waarde te herken. Almal. En hierdie vers is geskryf in 'n tyd, hierdie vers is geskryf, Petrus het eintlik hierdie vers geskryf in 'n tyd waar die keiser besig was om Christene dood te maak vir 'n sport. Hy het daarvan gehou dat wanneer hy mense doodmaak, dan spat die bloed. Toe besluit hy wel, kom ons gebruik dit as sport. Al die Christene, dan slat hy hulle dood met 'n mes. En hier kom Petrus. Gooi gou weer daai vers op die bord, Roan. Gooi gou weer daai vers van my bord. Maar hier kom Petrus en hy sê, eer die keiser. En dis my, ek wil nie vanmôre uitnooi na hierdie kerk. Ek wil jou as gemeente vanmôre uitnooi na hierdie, dat die enigste manier hoe ek dink dat ons die wêreld gaan verander, is as ons mense weer met waardigheid begin hanteer. As ons mense se waarde weer in hulle sien, ten spyte van, eer almal. Almal. Hoor wat sê Filippense 2, vers 3 tot 4 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Almal. Ons moet almal eer. Maak nie saak wie hy is nie. En dis kom ons in hierdie kerk uitreik het. Dis kom ons in hierdie kerk goeders probeer doen wat almal eer, en nie net die top of die elites nie, maar ook die mense onder. En dis wat ons gaan doen, nie blykbaar, dis wat ons gaan doen Oktober maand. So einde Oktober, begin Oktober, dis wat ons gaan doen. Ons gaan 'n dag hê ons gaan 'n dag hê hier in Kreersdorp waar ons storte gaan hier en ons gaan almal lekker klere bymekaar maak en ons gaan kos kry en ons gaan die mense wat onder ons is honor en sê luister, ons wil hê julle moet kom. Kry 'n lekker stort, kyk of ons jou hare kan sny, kry 'n nuwe paar klere en kom ons gee jou die woord van die Here. Almal. En vir daai Saterdag sal ek nog ons like as jy kan sê, vir daai Saterdag gaan ek nie my eie belange dink nie, maar van daai Saterdag eer ek, where can I help you? Waar kan ek mense wat nie so skoon is soos ek nie, en nie so waar kan ek mense eer en weer laat waardig voel? Dis wat ons gaan doen, net so by the way, so as jy jou mind so lank wil regsit, dis wat ons gaan doen. Ek kort R50,000 om storte te huur. Sê dit maar net. By the way, het ek vergeet om hierdie te sê, dat ons kerk het 'n NPO, wat jy hierdie goed kan fund, so as jy besigheid het wat gee, het jy geweet, dan kan jy die taxman, hy skuld jou geld. Het jy geweet dat die taxgou jou geld gaan skuld, omdat jy vir die kerk, of nie vir die kerk nie, vir die NPO, gee, om te sê jy help ander mense, dan skuld SARS jou. Daai's lekker. Wanneer SARS jou skuld, en jy help ander mense. Hey, besighede. Ons eer ander mense. Nommer 2. Ons eer die mense wat oor jou aangestel. Nee, Erik. Ek kan nie van hierdie ene nie.
Dis die moeilikste ene, né? Hierdie is die moeilikste ene, vir baie mense, maar vir God is die belangrikste. Om mense bo jou te eer. Wat bo jou aangestel is. Hoor wat sê Romeine 13 vers 1. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom aangestel is. Dis nou die government. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die government wat daar is daar deur die beskikking van God. Ja, ek wens ek kan daai Bybelvers uitknip. Want hier sê God dit. Dit beteken dat ek en jy, ek sê nie dat God saamstem met die manier hoe hulle reageer nie. Ek sê nie dat God vermoere saamstem oor die manier wat hulle dinge doen nie, maar die Bybel sê dat God het hulle daar geplaas om die werk te doen. Ek het die Bybelstuk gaan lees in Daniël, in die Ou Testament in Daniël, wat hierdie wysheid gehad het om te verstaan wat dit beteken om onder 'n slegte of 'n korrupte koning te werk. Daniël het geweet dat hierdie koning is sleg. Hy het geweet dat hierdie koning nie die regte goed doen nie, maar hy het geweet dat hy nie teen hom moet gaan nie, koning Nebukadneser. Hy het geweet dat hy nie teen hierdie koning kan gaan en vir hom goed kan sê en sleg van hom kan praat nie, en het Daniël aanhou serve en aanhou dien en aanhou hierdie koning met waarde behandel, en op 'n stadium sê die Bybel het Daniël 'n invloedryke man geword onder die Babiloniërs en kon God met hom werk. En dis waarvoor God my en jou roep, kerk. Ek sê nie stem saam met die government nie. Maar ek sê ons moet hulle met waarde ag. Ek sê ons hulle met waarde behandel. Want hoor wat gebeur is hier vers 2. Gaan na Romeine 13 vers 2, wat gebeur nie. Want wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ording van God, en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Jessie. En vandag nog, elke liewe dag in my lewe, bid ek vir die mense wat bo my aangestel is. Bid ek vir die mense wat bo my lewe funksioneer. En almal van ons het hulle. Ten minste 3, 4 mense wat bo ons aangestel is. En my vraag vanmôre is, eer jy hulle? Ek sê nie jy moet saamstem nie. Ek sê nie ek weet jy kan 'n beter job doen as hulle. Ek weet dit. Ek vra nie, al wat ek vra is, ek vra om hulle te honor. En in my geval, wat ek elke dag doen is, ek bid vir hulle. En ons 4 plekke. Ek het 'n ding hier opsit. Die eerste een is die regering. Dis bo ons aangestel. Of jy nou hier vanmôre sit en jy hou van president Cyril Ramaphosa of nie. Ek is nou verskriklik jammer oor. Dit gee my en jou nie die reg as 'n Christen om teen hom te praat nie. Die Bybel sê dit baie duidelik. Ons mag nie teen opstand kom teen versag nie. Ek sê nie stem staan nie. Ek weet as jy die president word, sal jy baie beter werk doen. Ek weet dit. Ons mag nie teen hom sop nie. Dit Bybel sê ons mag nie teen opstand kom nie. So ek is op my knie. Ten minste 1 keer 'n week. Here, ek kom bid vir Cyril Ramaphosa. Here, ek kom bid dat hy met waardigheid weer sal regeer. Here, ek kom bid dat hy met integriteit sal regeer. Here, ek kom bid vir sy leierskap. Here, dankie dat hy bo ons aangestel is, Here. En ek kom bid, Here, dat U hom sal lei om die regte dinge te doen op die regte tye, Here, en dat hy weer sal terugkom na U toe. Tweede plek waar ons het is jou werk en jou skool. Almal van ons by die werk of by die skool, as jy eie besigheid het autoriteit. En as 10 teen as jy eie besigheid het jy 10 teen 'n direkteur bo jou. Almal van ons het by die werk of die skool autoriteit, die skoolhoof, die juffrou, jou baas. Ek weet jy gaan 'n beter job doen as hy. Ek weet dit. Ek sê nie jy moet saamstem met wie hy dit doen nie, maar ons moet dit honor. Ons gaan moet honor. Ons gaan moet sê, Here, ek kom bid. Elke dag bid ek nog. Here, ek kom bid vir die mense bo my aangestel. Here, ek kom bid vir die skoolhoof. Here, ek kom bid vir die baas. Here, ek kom bid vir ons direkteure. Nommer 3, familie. Ons gaan nou eintlik daaroor praat. Dit beteken jou ouers, dit beteken jou huweliksmaat, jong mense. Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Ja, maar pastoor, ek like hulle nie. Jy ken nie my pa nie. Ek weet, ek gee nie om nie. Die Bybel sê eer hulle. Ek sê nie jy moet saamstem nie. Met hoe hy weet, ek weet jy gaan 'n beter pa wees. Maar die Bybel sê eer hulle. Ons gaan nou raad chat. Wag, kom ons los daar. Die vierde ding is die geestelike. Hoor wat sê 1 Timoteus 5 vers 17. Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry. Met ander woorde, nie 6 donuts, nie 12. Veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. As ek hierdie vers hoor, dan dink ek vir 'n oomblik aan die kinderkerk al buite. Hey, daar's mense tans nou, terwyl ek en jy sit hier in relax, is daar mense wat vir jou kinders leer.
onderrig gee, hoe om te bid, hoe om die Here lief te hê, hoe om te wees. Hulle doen ook 10 en values, hoe om te wees in die Bybel. Come on! Dubbele eer, sê die Here. Ek dink aan die captains van elke span, ons het captains, en ek dink aan die selgroepleiers, en ek dink aan coaches, en ek dink aan die selgroep, ek dink aan die leadership team. Ek dink aan Alicia, julle sien haar nie eers nie, maar mense, as sy nie is nie, dan beloof ek jou, sal die kerk doodloop, 10-1. Sy doen goeie werk. Ek dink aan Janika. Come on, next level verlede week, hè? Sy het mooi gepreek verlede week, nee, come on. Liefde, sy het liefde gedoen. Sy het mooi gepreek verlede week. Ek hoop julle het haar SMS gestuur. Ek hoop julle het gedubbel honor. Ek hoop julle het vir haar 2 chocolates gekoop. Riek gaan dit opeet, maar in elk geval. Ek hoop julle vertel of hoe amazing sy is. Sy is onderrig, hier staan dit, dubbele erkenning. Come on. Dis wie ons is, kerk. Inteendeel, wag gou vinnig. Vinnig. Captains, as jy captain is op die senior leadership team is, of jy 'n serving ou is, en of jy 'n intercessorspan is, en of jy 'n selgroepleier is, en of jy coach is, staan gou vinnig, almal van julle, maak nie skaam wees nie, staan vinnig. Kom die res van ons kerk, kom ons gee vir hulle 'n klap, kom ons gee 'n dubbele eer. Hulle doen amazing werk. As hulle nie is nie, dan sal ek nie hier wees nie. Dankie julle, ons eer julle, dankie vir dit wat julle doen. Julle serve, hulle is vroeg in die môre hier, as julle huis toe gaan en al eet, dan is hulle nog steeds hier besig om op te ruim en skoon te maak. It's amazing. Derde groep mense, sê die Bybel, is eer jou vader en jou moeder. Hoor wat sê Efesiërs 6. Eer jou vader en jou moeder, dis 'n belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Ek sê hierdie somme nou nog, ek dink vandag nog, ek het vandag nog die guns van die Here oor my lewe. Maak nie saak met wat ek doen nie, maak nie saak waar ek gaan nie, maak nie saak wat iemand vir my gegee het nie, is dit net altyd gegroei, en is dit net altyd, en ek dink die guns in die hand van die Here is op my lewe, as gevolg van die feit dat ek hierdie skrif glo. Dat ek eer my ma en my pa, en as gevolg van dit, het die Here se hand oor my. Ek glo dit. En ek nooi jou vanmôre uit na dit. Ek weet jy hou nie van jou ma en jou pa ook nie. Ja, maar jy ken hulle nie. Ek weet. Maar staan eer hulle. En jy sal 'n lang lewe lei. So van julle moet dalk so 'n bietjie gaan check daar. Oor die 4 ene. Eer die huwelik. Jo. Ja, ek het eintlik ek het worstel met hierdie of ek dit moet sê en of ek dit nie moet sê nie, maar ek word eintlik siek. Ek word siek in my maag as ek dink hoe ons die huwelik cheap gemaak het. In vandag se samelewing. My maag maak sulke draaie. Ons staan voor die altaar by God en ons beloof dat die dood ons skei. Dik en deur dun tot die bloed ons skei, sal ons mekaar wees, maar so gedra ons gevoelings verander, vat ons goed en ons waai. Dis dit cheap. Ek dink nie ons as kerk kan dit doen nie. Ons kan nie 'n value hê van honor en nie ons moet beklei vir die huwelik, julle. Ek dink dit het tyd geword dat ons weer die man en vrou saam weer beklei vir die huwelik. Sê nee, ons gaan fight. Ons gaan eer waar ons kan. Ek kan nie vir hulle sê wanneer ek jong mense tans trou, dan bel hulle my en dan sê hulle vir my pastoor, ons wil hê jy moet ons trou, maar jy het net 20 minute. Net 20 minute, want anders gaan ons hierdie foto kry van Instagram. Dan gaan ek hierdie perfekte foto kry nie. Die manne wil kuier, hulle is nie hier na jou te luister nie. 20 minute. Ek het net 20 minute. Dit gee my 1 punt te onbelofte en dan moet ons nog vinnig sign ook. Dan sê ek so die hele seremonie voor God is nie belangrik meer nie. Ons is dit cheap. Ek dink is weer tyd dat ons beklei. Dis weer tyd dat ons weer die huwelik eer. Hoor wat sê 1 Petrus 3 vers 7 sê mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Dit beteken jy kan nie op jou vrou skree nie. Manne, dit beteken jy kan nie jou meer net verloor nie. Dit beteken jy kan nie net staan en al heeltyd verkleineer nie. Hoor mooi, nee, bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Want dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Het jy al gedink dat God jou baie graag wil bless, mans?
Dat die Here kan nie wag om jou te bless nie. Hy kan nie wag om iets amazings vir jou te doen nie, en baie keer sê jy, Here, maar hoekom antwoord nie my nie? Want jy eer nie jou vrou nie. Maar die Bybel sê, as jy nie jou vrou eer nie, kan ek nie jou gebede beantwoord nie. As jy al vir 'n oomblik dan gedink, come on, manne, kom ons eer weer ons vrouens. Kom ons fight weer vir huwelik. As jy opstaan vanmôre en jy uitstap, knyp maar aan die bout. Stap met haar hand, ja, vat haar hand. Stap met haar uit. Loop tot by die passasier se kant. Maak die deur oop. Tel haar op die vloer, want sy gaan uitpas as jy dit gedoen het. Verstaan? Kom on. Kom ons eer weer die huwelik. Nommer 5. Eer mense ouer as jy. Hoor wat sê Levitikus 19 vers 32. Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied wys aan ou mense en hulle met respek behandel, want ek is die Here. Kerk, hoor mooi. Ons lewe nog in 'n lewe waar jy opstaan wanneer 'n ouer mens instap. Ons lewe nog in 'n lewe dat wanneer ou mense kom, dan staan jy op. En jy groet hulle met die hand. En jy kyk hulle in die oë. Ek weet mense word, ek weet mense haat dit. Ek weet mense haat dit. Ek het al 'n klomp keer SMS, ek weet mense haat dit. Maar ons lewe nog in 'n tyd waar ons sê oom en tannie vir iemand ouer as jy. Ja, dis hoe ons lewe. Ek weet die ooms en die tannies hier in die kerk haat dit as hulle mense doen. Maar dis hoe ons lewe. Ons kan nie, daar staan dit duidelik, daar staan dit in die vers. Ons moet eerbied bewys aan ouer mense. Hoor wat sê Job 12 vers 12. Wysheid kom in die gryse ouderdom en insig na baie jare. Jong mense, ouer mense is slimmer as jy. Aanvaar dit net. Ja, jessie, maar hulle weet dan nie eens hoe werk 'n iPhone nie. Ja, ek weet, dis al hoe jy weet wat werk. Jy weet net hoe werk 'n iPhone. Dis al. Hulle is slimmer as jy. Hey, hulle is slimmer as jy. Alright, so aanvaar dit. Okay, en ek sê ernstig hieroor. Jong mense, ek wil jou bemoedig, kom in 'n selgroep met ouer mense. Vra, luister wanneer hulle praat. Leer iets by hulle. Leer iets oor die lewe by hulle. Ou mense, ek wil jou bemoedig, moenie net koffie en tee drink saam met net jou ouderdom nie. Kom saam met jong mense. Kry weer die jong mense aan jou kant. Praat met hulle, leer hulle dinge. Sit julle nodig. Ek sit elke liewe maand in hierdie kerk, elke liewe maand sit ek so met twee ouer mense in die kantoor. Rudy en Gert. Dis my karakter nog right. Check ek, raak ek die wind hier nie. Bly ek nederig. Help my. Wat sien julle? Is ek besig om goed, is ek besig om sleg te raak? Kom on, ek leer by hulle. Hulle leer by my. Ons leer. Doen dit. Nommer 6. Eer die natuur, sê die Bybel. Hoor wat sê Genesis 1 vers 28. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Die woord heers daar beteken dat ek en jy die natuur moet manage. Ek en jy kan nie as kind van God net die papier by die venster uitgooi nie. Ek het al 'n paar keer gedink ek moet stop en uitklim en daai ou warm klap gee. Dan besef ek moet almal eer. Ons kan nie dit doen nie, julle. Ons kan nie net gaan goed breek wanneer ons dit wil breek, want dit is net vir ons lekker. Ons moet die natuur eer. Ons moet die natuur met waardigheid behandel. Ons moet dit manage, so goed soos ons kan. Iemand vra hulle vir my oor jag, weet dis 'n klomp jagters, wat nou? Hey, as jy jag vir 'n doel om kos te kry of vir 'n veiligheid van die plaas of wat ook al, hey, that's good. Maar niemand van ons, en die jagters sal vir jou sê, niemand vat net 'n gun en skiet 'n ding en laat hy net al lê en ja, ek het iets geskiet nie. Niemand doen dit nie. Ons is Christene. As ons dit moet doen, dan doen ons dit vir voedsel en vir kos en vir whatever, maar ons laat die voeltjie chirp. Hierdie is moeilik vir my vrou, ons laat die spinnekop gaan as ons moet gaan. Right, ons glo nou, ons byt nou met 'n hele blik doen. En as ek sê, dis nie wat die Bybel sê nie. Sy sê sy gee nie om nie. Right. So help die natuur. Nommer 7, laaste ene.
Ons eer God, hy moet eintlik eerste gewees het. Ek kom agter ons hanteer partykeer Jesus soos Kersvader. Net daar wanneer dit lekker is. Wanneer ons hom nodig het. Wanneer dit sleg gaan met die besigheid, dan gaan haal ons vir Jesus en dan, kom Jesus, jy moet my help, maar wanneer dit goed gaan, dan is Jesus net soos bly daar in die hoek, net niks sê nie. Ons het net vir Jesus sodat ons hemel toe kan gaan en die hel kan mis. Soos gebede word soos 'n wishlist. Maak hierdie, is hierdie, en ek soek hierdie, en ek wil hierdie, en ek wil hierdie. Het jy al ooit gedink, dat ek en jy is bedienaars van God? Het jy al ooit gedink, dat ek en jy kom kerk toe, sodat ons nie net die worship kan geniet nie dat ek en jy iets het uitkry nie, maar dat ek en jy kerk toe kom, om die koning van die koning te eer. Sy. Ek weet, iemand sê nou die dag vir my, hierdie band van julle is nie so goed nie, ek sê, ek weet, ek moet nie worry nie, ons sing nie vir jou nie, ons sing vir Jesus. Ek sing in elk geval nie vir jou nie, so jy het nie nodig om dit te geniet nie, God moet dit geniet. En as God dit nie geniet nie, sal dit 'n probleem wees, maar as jy dit nie geniet nie, wel, soek aan 'n kerk. Ons is hier om God te eer. Ons kom kerk toe om iets, of jy nou iets uit dit uit kry of nie, we here. Party van julle gaan dink hierdie volgende paar weke is stupid, want wie wil luister, wie wil na dit luister? Ek soek iets intens. Ek weet, ons is nie hier vir dit nie, ons is hier om God te eer. En ek hoop natuurlik, is my hart dat jy elke week iets uitkry. En my hart is dat jy elke week sal kerk toe kom en uitstap en dink, Jessie, hierdie boodskap was vir my bedoel. Maar ons is eintlik hier om Jesus die eer te gee. Dit is belangrik vir God. Hoor wat sê Maleagi 1:6. 'n seun eer sy vader, 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek die Here die Almagtige vir julle vra. Priesters, julle wat my so met minagting behandel, maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? As jy gaan verder lees in hoofstuk 2, dan lees jy, God sê, hy's offended, omdat ons ander dinge bo hom gestel het, wat belangriker is, as hy. Ek dink, God roep ons, God roep ons om geëer te word. Hy wil hê ons moet hom eer. Jy geweet, jou kerk bywoning maak saak. Dit is belangrik vir God om hier te wees. Dit is belangrik vir mense om by mekaar te kom. Dis so is. Ons is so groot geword, jy mis nie kerk nie. Ek raak gesit, ek is doodziek, dubbele longontsteking, 7, my virustelling is op, ek is besig om naar te word. Dan sê ek, kan nie, dan sê my, vat 'n sakkie, jy gooi op in die kerk, my kerk sal ons gaan, pel. Bywoning is belangrik. Ons eer God daarmee, nie omdat ek het wil nie, maar omdat ek vir God wil eer. Here, alles wat U vir my gedoen het, wil ek nie so op 'n Sondag kerk toe kom nie, want ek is moeg, is te koud, is te bewolk, ons 4 wolke in die lug, ek het te veel cupcakes geëet gisterand. Come on, dis eer God. So ek het 2 laaste punte. Hoe eer 'n mens? Ons het nou gepraat oor wie ons almal moet eer. Eer ek, maar hoe eer 'n mens? 2 goed. Nommer 1 is, ons bewys eer deur ander mense eerste te stel. Jy's eerste. Nee, wag, jy's eerste. Nee, wag, jy's eerste. Nee, ek's te ernstig. Jy's eerste. Ek het nou die dag, ek is in die laaste maand wat ek verwys, is ek by 'n winkelsentrum, eintlik by 'n winkel, en moet ek die deur oopmaak en daar staan 'n vrou. En ek stap in en ek sê, sorry, en ek sê vir, jy's eerste. Jessie. Dink jy ek as 'n vrou kan nie hierdie deur hanteer? En ek sê, girl, jy kan hierdie deur verseker hanteer. Ek sê, maar ek weet dat as ek jou nie eerste laat ingaan nie, kyk 'n Vader vir my daar bo in die hemel. Ek sê, en as ek bo in die hemel kom, gaan hy laat kry vir my 7 houe gee, omdat ek nie vrouens eer nie. Ek sê, jy's eerste. En sy sê, hoe's res nog ordentlike mans? Ek sê, nee, ek noem hulle goddelike mans. En ek weet waarom een te kry, as jy net in die kerk te kom, in elk geval. Maar dan, eerste. Right, eerste. Okay, so ek weet by die parkering, hoor nou mooi, moet nou nie daar by die hek, jy's eerste. Toet, jy's eerste. Ons het 'n tweede diens hierna, julle beter move, weer raai. Nou, sê moet nou nie daar, jy's eerste. Right. Gaan, is goed, tweede diens, gaan.
Hoor wat sê Spreuke 3 vers 9. Hy sê, vereer die Here met offerandes uit alles wat jy besit en met die beste van jou oes. Ek weet ons gebruik dit altyd vir 'n tithing message op 'n dankoffer. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dit beteken met alles wat jy het. Gee jou beste. Gee jou beste. Heer, met jou tyd, met jou talente, met jou gawes, met jou hulpbronne, die manier hoe jy mense WhatsApp, die manier hoe jy e-mail stuur, met alles, gee die Here die beste. Dis wat die lewe wat God van ons verwag. Tweede manier hoe jy iemand kan eer, ek's klaar, is jy eer ander mense met jou woorde. Het jy geweet, jy kan nie 'n persoon wees wat God eer, en dieselfde tyd mense sleg sê nie. Dis kan nie dit wees nie. Dit werk nie so nie. En ek wil jou bemoedig vanmôre, kyk jou woorde, check jou woorde. Gaan in 'n tyd in waar jy hierdie tongetjie van jou en check hou. Wanneer mense voor jou is en wanneer mense weggestap het van jou. Kyk hierdie vers, wat sê Jakobus 3 vers 9 sê, met die tong loof ons die Here en Vader. En met die tong vloek ons die mens wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Elke keer wat ek en jy vir mense sê, ek like hulle nie, dan kom God en sê, ek weet, maar ek het hulle gemaak. Elke keer wat jy vir mense sê, yes, jy weet daai pateet, dan sê die Here, ek weet, ek het daai pateet gemaak. Dis my kind. En ek weet, God hou 10 en ook nie van dieselfde goed wat jy van die ou hou nie. Maar God het nooit hulle vervloek nie. Inteendeel, Efesiërs 4 vers 29 sê, vuil taal moet dan nie eens uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Selfe vers, selfe topic, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Selfe topic. Hy het nie nou gechange nie, selfe. Moenie vuil taal uit jou mond uitkom nie, moenie sleg mense van ander nie, want die Heilige Gees word bedroef. Ek wil afsluit met 'n storie, het ek tyd daarvoor, ja. Stadium, as 'n ou in die naam, as jy nou so 'n bietjie van baseball weet, ek het nou die storie obviously gaan check op YouTube. Dis 'n storie van 'n ou met die naam Babe Ruth. Hy was 'n fantastiese baseballspeler gewees, wat baseball, fantasties. Seker die ou wat seker die beste home runs, as dit nou in cricket se terme was, 60 geslaan het, home runs. En wat hy gedoen het is, hy het 7 bats geteken. Elke keer as hy 'n massive home run geslaan het, dan het hy 'n bat geteken. En hy het net 7 in sy lewe geteken. En iewers het een verlore geraak. Mense kon 6 kry, maar nooit die 7de ene nie. En niemand het nog ooit geweet waar dit is nie. Hulle het net nie gekry nie. En op 'n stadium is daar 'n ouer man wat hom gehaat het, 'n ouer man. En in 1988 was hierdie man op sy siekbed gewees. En daar was niemand meer wat na hom gekyk het nie, en niemand wat na hom omgesien het nie. Die enigste ou wat was die suster wat by hom was, dag en nag om hom na hom te versorg. En hy besluit toe al wat hy het is, hy gaan vir haar meeste van sy goed gee, en hy gee vir haar hierdie bed met getekende Babe Ruth se naam op. Sy weet eintlik wat om dit te maak, en sy gooi dit sommer na haar bed. Vir 18 jaar lank lê dit onder haar bed. Vir 18 jaar net niks nie. En toe sy aftree, toe sy 2006 het sy afgetree, en haar droom was om nog altyd 'n restaurant oop te maak. En sy besluit toe, ag wel, kom ons gaan kyk wat is hierdie bed, of hierdie bed enigstens werd is. En sy vat hom toe na 'n plek toe, 'n museum toe, waar hulle dit kyk, wat is die validasie en goeders. En die bed is verkoop vir 21 miljoen rand verkoop. Die rede hoekom hy dit is as gevolg van Babe Ruth se naam op die bed. Dis wat hom waardevol gemaak het. Ek vertel jou vanmôre hierdie storie, want ons eer mense, want God se naam is op hulle geskryf. In hierdie kerk het ons een van ons values is honor. Want God se naam staan op jou geskryf. En ek weet ook, sit jy vanmôre hier en jy sê, Erik, maar jy ken nie my lewe nie, my ou. Jy het geen idee hoe lyk my verlede nie, ek gee nie om nie, jou naam, God, staan oral op jou geskrywe. En daarom eer ons mense. En dalk is dit nodig dat ek en jy vanmôre net anders kyk. En net sê, Here, help my om mense, wat ek nie van hou nie,
mense van ander klere, mense te sien met God se naam op hulle geskrywe. Want hoor my hart vanmôre, ek het dit in die begin gesê, dis die enigste manier hoe ek dink, ons wêreld gaan change. So mense weer met waarde te hanteer. Amen. Kom ek bid gou vir ons. Of kom ek maak die oor toe. Dalk sit jy vanmôre hier in jou hart. Dalk sit jy vanmôre hier. En jy ken nie Jesus nie. Ek wil jou dalk vanmôre geleentheid gee. Jy sit dalk hier en jy sê, Erik, maar ek weet nie of God se naam op my geskrywe staan nie. Ek is ver van God. Iemand het jou genooi, heel eerste keer dalk hier, ons ken jou nie. Of jy het 'n bad verlede en hier is jy vanmôre en nog nooit publicly voor mense jou hart vir die Here gegee het. Ek wil vanmôre vir jou vra, as dit jy is en jy sit vanmôre dalk vinnig hier. In ons kerk is dit maklik. Gaan jy vorentoe roep of niks nie. Al wat ek vir jou vra is, net daar waar jy is, wil jy met jou hand opsteek en sê, Here, daai is ek. Ek wil my hart vir die Here gee. As dit jy vanmôre is en jy wil jou hart vir die Here gee vanmôre. Net vinnig. Niemand gaan sien nie, gaan nie kyk nie. Die tweede uitnodiging wat ek graag vir mense wil gee, is as jy dalk vanmôre sit en jy mis hierdie lewe van onder. En jy sê, weet jy wat, Erik, ek moet werk aan my honor. Ek moet werk daaraan om mense weer te begin honor. Jy vanmôre in jou hart sal regmaak. Jy vanmôre sê, Erik, Here, ek hanteer mense wat U naam op het, verkeerd. En ek wil weer regmaak met U. Ek wil weer mense met waarde hanteer. Dankie daarvoor.